Welkom by jou gunsteling Orania program op YouTube. Julle het die vrae, ek het die antwoorde. Of ten minste, meeste van die antwoorde. Onthou, as jy jou vraag wil beantwoord hê op hierdie program, stuur dit gerus na die skakel in die boksie onder hierdie video. Enige vrae is welkom en ek antwoord miskien jou vraag in die volgende episode van Vra jou vraag. Ons eerste vraag kom van 'n kommentaar wat op een van ons video's gelaat is. Hoe beveilig julle julleself? Goeie vraag, en die voorafgaande vraag hierop is natuurlik, waarteen moet Orania homself beskerm? In die heel eerste plek is dit belangrik om te weet wat is ons grootste uitdaging? Wat is ons grootste risiko en waar kan ons die beste voorkomend optree? Die heel grootste veiligheidsrisiko vir Orania op hierdie stadium is weggolfveldbrande. Orania is in die droë Noord-Kaap en die risiko is so groot dat dit al 'n realiteit geword het in die omliggende gebiede. Taakspanne vanuit Orania is al uitgeroep om te help brande blus by buurdorpe en nabye plase. 'n Weggolfveldbrand kan katastrofiese gevolge hê en dit sal dwaas wees om nie nou al voorsorgmaatreëls te tref nie. Ek hoop om binnekort opwindende nuus te deel oor Orania se eie brandweerwa. Maar ek wil nie hierdie storie vooruitloop nie. So maak seker jy is ingeteken op ons blad, sodat jy nie die aankondiging mis nie. Wanneer mense egter oor die beveiliging van Orania praat, dan verwys hulle oor die algemeen spesifiek na verdediging teen 'n aanval. Nou alhoewel die kanse baie laag is dat Orania die teiken van 'n georganiseerde aanval sal wees, is die beskerming van ons mense, ons gemeenskap en ons vryheidsidee baie belangrik. Daarom is daar reeds baie werk gedoen om Orania te beskerm. Orania is baie strategies bedink, reeds van die heel eerste pioniers af. Die fondasie van hierdie Afrikaner tuiste is vandag een af stewig gelê om die volhoubaarheid daarvan te verseker. So wat is van hierdie veiligheidsmeganismes? 1. Orania is ver van alles af. Nou kom ons hoor bietjie in die kommentare. Wie het al hieroor gewonder? Wie wens dat Orania net 'n bietjie nader aan Pretoria of teen die kus moes wees? Sou dit nie beter wees om Orania in 'n besiger deel van die land te begin nie? Wel, alhoewel dit vir ons verskeie voordele sou inhou, sou dit ons veiligheid drasties in Orania in gedrang bring. Orania is ver van alles af, maar ook ver van ons vyande af. Ons is op 'n plek, metafories in die middel van nêrens, waar ons uitgelos kan word en stelselmatig kan uitbrei sonder om enigiemand se tone te trap. 2. Orania handhaaf gesonde en vriendelike verhoudings. Ek het hierdie al baie gesê. Orania is niemand se vyand nie. Orania daag nie mense uit en skep nie onnodige vyandskap in 'n reeds gepolariseerde land nie. Ons is vriendelik en ontvanklik en diegene wat met ons verskil, word op 'n beginsel van wederwysige respek hanteer. Ons staan ons buurdorpe en bure in die omgewing by in nood. Ons help aktief om by te dra tot die veiligheid van ons hele streek, want ons weet dat die veiligheid van ons streek 'n direkte invloed het op die veiligheid van ons gemeenskap. 3. Orania handhaaf 'n kultuur van selfstandigheid en onafhanklikheid. Mense word aangemoedig om op soveel vlakke moontlik vir hulle selfverantwoordelikheid te neem, en dit sluit veiligheid in. Natuurlik het Orania 'n professionele en bekwame veiligheidsspan wat protokolle en planne het vir elke situasie. Maar selfs meer as dit, neem die algemene Orania-inwoner hul eie veiligheid baie ernstig op. Baie vrywilligers raak betrokke by georganiseerde veiligheidsspanne wat sorg dat baie inwoners van Orania ingelig, paraat en bevoeg is om in noodsituasies te kan optree. 4. Internasionale skakeling is vir Orania baie belangrik vir verskeie redes, maar een daarvan is veiligheid. Orania het vriende reg oor die wêreld. Enige aanval op Orania sou waarskynlik internasionale en plaaslike politieke reaksies uitlok, wat nie in die belang van enige groepe is wat moontlik so iets sou oorweeg nie. Orania se veiligheidsstelsels is natuurlik nie iets wat 'n mens in diepte hier in die publiek kan bespreek nie, maar die effektiwiteit daarvan kan getoets word in die publiek. Vra gerus vir Oraniërs of hulle veilig voel in Orania. Vra hulle of hulle vertroue het in 'n plaaslike veiligheidsdienste. En dan vra jy jouself of jy vertroue het dat die polisie in jou gemeenskap jou in 'n noodsituasie suksesvol sal kan bystaan. Johan Skutte uit Sasolburg. Jy het al gesê dat daar voorsiening gemaak word vir uitbreiding van Orania. My vraag, het die Orania leierskap die versekering dat die huidige ANC-regering wel die groen lig sal skyn vir dit? My gevoel is dat hulle enige area vergroting sal teenstaan. Wat sê julle?
Het Orania die versekering dat die huidige regering die groen lig sal laat skyn vir die ontwikkeling en uitbreiding van 'n Afrikaner tuiste? Nee, inteendeel, Orania het geen versekerings nie. Ons bou hier op genade. En nie op die genade van die ANC-regering nie, maar op die genade van God. Die toekoms is vir ons onseker en daar is geen versekering vir enigiets wat Orania doen nie. Dit beteken egter nie, ons moet ophou nie. Ons bou nie Orania onder die vaandel van wat toelaatbaar is vir regerings met bepaalde agendas nie, maar eerder onder die vaandel van wat reg is. Die Afrikaner volk is 'n volk in eie reg, en 'n volk moet 'n plek hê. En in Orania het ons daardie verantwoordelikheid op onsself geneem om solank die groeipunt vir ons mense se plek te wees. Nou, alhoewel Afrikaners in elk geval sou streef na vryheid, is 'n plek soos Orania ook 100% grondwetlik. Artikel 235 van die Grondwet van Suid-Afrika handel oor selfbeskikking. Dit sê in breë trekke dat die reg van 'n gemeenskap om, binne die raamwerk van die Grondwet, selfbeskikking uit te voer, insluitend moontlik deur 'n territoriale entiteit, as 'n reg erken word. In kort, Orania het nie versekering dat daar nie entiteite gaan wees wat ons uitbreiding in die toekoms gaan teenstaan nie, maar dit is nie rede genoeg om op te hou ontwikkel nie. Nou wat uitbreiding van Orania aanbetref, Orania het reeds meer as 3000 inwoners. Ons is tans besig om ons grondgebied en infrastruktuur uit te brei tot op 'n punt van 10.000 inwoners. Dit is 'n geduldige en stelselmatige proses, maar in my ervaring 'n volhoubare en suksesvolle proses. Natuurlik, nog voordat ons by 10.000 inwoners kom, sal daar weer voorbereidings begin getref word vir die volgende groot getal. Uitdagings kan ons verwag, wees dit politieke teenstand of 'n rotsbank te tref terwyl ons grou, 'n boer maak 'n plan. Ons gaan nie ophou grawe voordat ons nie 'n rotsbank tref nie. En as ons doen, dan sal ons 'n plan moet maak. Verskoon die onderbreking, maar ons moet net gou vir jou sê, op hierdie kanaal deel ons allerhande nuus, gebeure en lekker dinge in Orania. As jy hou van wat jy sien, maak seker dat jy nooit iets mis nie en klik op subscribe en teken in by die Orania beweging. As jy graag ons werk hier wil ondersteun, oorweeg dit om aan te sluit as 'n lid van die Orania beweging of 'n eenmalige donasie te maak. Skakels na al hierdie platforms kan gevind word in die boksie hieronder. Goed, terug na die video. Nou hier is 'n algemene vraag wat ek ontvang het. Hoe moet ek maak om na Orania te verhuis? En ek noem dit 'n algemene vraag want dit is een van die vrae wat ek die heel meeste hier ontvang. Hoeveel van ons kykers ken al die antwoord op hierdie vraag uit hulle kop uit? Klik op die duimpie as jy al gehoor het hoe ek hierdie vraag beantwoord het. Of selfs beter, as jy ooit hierdie vraag in die kommentare teekom, help my sommer om dit te beantwoord. Wat moet ek doen om in Orania te kan kom bly? Wat is die voorwaardes om na Orania toe te kan trek? Kan ek in Orania kom bly? Al hierdie vrae het 'n eenvoudige antwoord. Die heel eerste stap is om aansoek te doen vir verblyfreg. Ek en enigiemand anders kan vir jou beskryf wie en wat Orania is. Ons kan uitbrei oor die Afrikaner kultuur, Orania se doelwitte en ons gemeenskap. Maar dit maak nie saak wie jy is nie. Die heel eerste stap bly altyd om aansoek te doen vir verblyfreg. As jy in Orania wil kom werk, eiendom wil kom koop, of as jy hier wil kom bly, dan moet jy deur die verblyfsregproses gaan. Waarom is dit nodig om eers verblyfreg te kry voordat ek in Orania kan woon? Orania is 'n selfstandige Afrikaner gemeenskap wat streef na Afrikaner vryheid. Ons poog om deur 'n proses van groeiende selfbeskikking aan hierdie ideaal konkrete beslag te gee. Ons fokus sterk op die beskerming, uitbouing en aktiewe beoefening van die Afrikaner kultuur. As 'n privaat dorp vereis Orania dat elke individu wat hier wil kom woon, of dit nou vir werk of vir aftrede is, aansoek doen vir verblyfreg. Orania is 'n doeldorp en almal wat oorweeg om hierheen te verhuis, behoort Orania self vooraf te kom besoek om seker te maak dat hulle met die regte verwagtinge en ingesteldheid verhuis. As jy wil werk in Orania of hier wil woon of eiendom hier wil besit, stuur 'n e-pos na verblyfreg@myorania.co.za. Dit is verblyfreg by of @myorania.co.za. Rosa Benson uit Pretoria vra: mag 'n mens troeteldiere aanhou in Orania en is daar beperkings op die hoeveelheid? Met die hoeveelheid honde en katte op Orania sou 'n beter vraag miskien gewees het: mag 'n mens nie troeteldiere aanhou in Orania nie? Maar ja, Oraniërs is baie lief vir hulle diertjies en baie mense hou troeteldiere aan. Daar is basiese bepalinge om te verseker dat daar nie te veel diere op klein erwe aangehou word nie
en voorsorgmaatreëls om jou diertjie te help opspoor, sou hulle wegraak. Op 'n erf van 1000 vierkante meter mag inwoners 'n maksimum van 2 honde aanhou. Op groter erwe kan meer honde aangehou word, maar slegs 2 katte mag aangehou word ten spyte van die erf se grootte. Inwoners wat reeds meer as 2 katte of te veel honde vir hulle erfgrootte het, hoef daarom nie bekommerd te wees dat hulle nou van hulle diere ontslaaf te raak nie. Van hier af vorentoe is dit egter 'n voorsorgmaatreël wat nagekom moet word. Alle troeteldiere moet ook 'n mikroskyfie inplanting ontvang wat verseker dat die dier geregistreer is. So kan enige verlore diertjie wat aangemeld word veilig terug in hul eienaar se hande besorg word. Dit is ook nie ongewoon om mense met hoenderhokke in hul erwe te sien nie. Diegene wat op plotte of op hoewes bly en bietjie groter erwe het gewoonlik 'n troppie skape ook. Oraniërs is lief vir diere en jy sal baie vierpotige vriende in ons gemeenskap raakloop. Janie Uys uit Mosselbaai. Ek is beïndruk en trots oor wat Orania in 30 jaar kon regkry. Veral die groei van bome en landbou. Het Orania enige doelwitte of begeertes om die aanliggende woestyn in 'n woud te verander? Bome in Orania is besonder belangrik. Orania het verskeie groen inisiatiewe. Ons is Afrikaners en Afrikaners het boereharte. Ons is natuurliefhebbers en daarom maak ons seker dat ons die wêreld rondom ons ontwikkel. Die opdrag wat God aan die mens gegee het reeds in Genesis is om die aarde te bewoon, te bewerk en te bewaak. Dit is deel van ons kultuuropdrag om in harmonie met ons omgewing saam te leef. In Orania wil ons 'n stad bou, dit is waar. Maar ons kan ons bepaal wat die definisie van daardie stad moet wees. Ons wil nie nog 'n grys metropolis of 'n betonwoud van teer en steen hier vestig nie. Ons wil 'n stad bou wat in harmonie met die omgewing rondom hom is. In Orania sorteer ons rommel, sodat die meeste daarvan herwin kan word. Omdat ons teen die Oranje rivier geleë is, het ons 'n verantwoordelikheid om hierdie gedeelte teen ons gemeenskap skoon en suiwer te hou. Ons gebruik graag sonkrag en het grootskaalse sonkragontwikkelings. En dan plant ons natuurlik ook baie bome. As jy na lugfoto's van Orania en die omgewing hier rondom kyk, dan lyk Orania byna soos 'n stukkie oase in die woestyn. Ons is groot ondersteuners van aanplanting van bome. In steede van skadunette, oorweeg bome met digte blare en takke by jou parkeerplek. Daar word graag ook bome al langs die strate van Orania geplant om in die toekoms ons strate af te koel. Orania kan besonder warm raak in die somer. En wanneer daardie bome eendag groot is, dan gaan die kaalvoetkinders besonder dankbaar wees vir diegene wat nou al bome plant. Ek weet nie van enigiemand wat onderneem om 'n woud aan te plant nie. Hier is wel verskeie pekeneetboorde in en rondom Orania. Dus, as jy in Orania bly, plant sommer vandag nog 'n boom op jou erf. Dit bring ons aan die einde van hierdie episode van Vra jou vraag. Stuur gerus jou vraag na die skakel in die boksie onderaan hierdie video en miskien antwoord ek dit in die volgende episode. As jy ons wil ondersteun, klik op die duimpie, lewer 'n kommentaar, klik op subscribe of selfs meer, sluit aan as 'n lid van die Orania beweging. Ons waardeer elke stukkie ondersteuning. Tot die volgende episode.